Hallo en baie welkom by die erediens van die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 7 Junie 2026, waar ons vandag nou na aanleiding van ons Pinksterreeks so 'n bietjie na iets spesifieks gaan kyk, na wat ons raak geloop het in die reeks, naamlik die boekrolletjie wat Johannes moes eet. Maar voordat ons by hom kom, kom ons sluit net eers ons oë. Ons dank Hemelse Vader vir u liefde, vir u genade, dat ons ook na so geseënde Pinkster net weer kan stilstaan by Openbaring om spesifiek ook Here, op na iets te kyk wat U ons aandag op wil fokus. En daarom vra ons vir U wysheid, vir U leiding deur U Gees. Seën ook nou hierdie boodskap en ons saam wees. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Openbaring 10 en ons gaan daar al die verse saam lees. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien afkom. Hy was met 'n wolk omhul, met 'n reënboog bo sy kop. Sy gesig was soos die son en sy voete soos 4 pilare. In sy hand het hy 'n klein oop boekrolletjie vasgehou. Hy het met sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die aarde gaan staan en met 'n harde stem soos die brul van 'n leeu uitgeroep. Nadat hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle dreunings laat klink. Toe die 7 donderslae galm, was ek op die punt om dit op te skryf, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê: "Verseël dit wat die 7 donderslae laat galm het, en moet dit nie opteken nie." Die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy regterhand opgelig na die hemel, en 'n eed gesweer by hom wat vir ewig en ewig lewe, wat die hemel en wat daarin is, en die aarde en wat daarop is, en die see en wat daarin is, geskape het. Daar is nie meer tyd oor nie. Maar gedurende die dae wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal die misterie van God sy doel bereik, soos wat hy dit as 'n goeie boodskap aan sy diensknegte die profete verkondig het. Toe het ek die stem wat uit die hemel kom, weer met my hoor praat. Gaan haal die oop boekrol in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. Ek het toe na die engel gegaan en hom gevra om die klein boekrolletjie vir my te gee. En hy het vir my gesê: "Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond so soet soos heuning wees." En ek het die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. In my mond het dit so soet soos heuning gesmaak, maar nadat ek dit geëet het, was dit bitter in my maag. Toe sê hulle vir my: "Jy moet weer gaan profeteer teen baie volke, nasies, tale en konings." Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Nou Openbaring word die boek van hoop genoem. En soos wat ons deur ons Pinksterreeks gewerk het ons duidelik gesien hoe waar dit is. Maar soos wat 'n mens ook deur Openbaring werk, is daar 'n paar dinge wat ook redelik sterk na vore kom, dinge waarvan ons notisie moet neem. Die eerste ding is hoe Openbaring die heerskappy van Jesus Christus vir ons kom uitlig het. Jesus Christus is nie maar net nog 'n God wat een of ander tyd hier op die aarde impak gehad het nie. Nee, hy is die oorwinnaar. Hy regeer oor alles en almal in die hele heelal. En daar is hierdie moment waar die boekrol met die 7 seels verskyn, maar niemand in die hemel of op die aarde kan dit oopmaak nie. En dan kom Jesus Christus na vore en hy is die enigste een wat dit kan en mag oopmaak. En God se troon in die hemel is die middelpunt waarom alles hier op die aarde draai. Alles selfs in die heelal draai rondom sy troon. En daarom wanneer Jesus sê dat hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles, dan is dit 'n massiewe uitspraak oor hoe niks en niemand bo hom is nie. Om die waarheid te sê, niks in hierdie hele heelal kom eers naby sy grootheid en heiligheid nie. Alles is so indrukwekkend dat Johannes selfs op sy gesig geval het toe hy dit alles sien en besef. En partykeer dink ek dat ons hierdie heiligheid van Jesus Christus, sy heerskappy dalk te gering skat. Dat ons vergeet dat ons met 'n almagtige God te doen het. En hanteer ons hom dikwels eerder te gemaklik. Nee, Openbaring bring net weer hierdie besef na vore dat ons respek en ontzag as ware 'n heilige vrees moet hê vir Jesus Christus as God. En indien daar enige twyfel was oor sy posisie as God, stel Openbaring dit baie vinnig reg
deur vir ons te verduidelik dat hy is die almagtige heerser God. Die tweede ding is hoe sterk God se oordeel en verlossing hand aan hand stap, sy geregtigheid en sy liefde. En hierdie is 'n beginsel waarin ons duidelik blootgestel word al eintlik in Eksodus waar God die Israeliete uit Egipte gaan haal het. Aan die een kant was daar die 10 plaae, 'n oordeel oor Egipte, sodat aan die ander kant die God se verlossing na vore kan kom in die red van die volk. En dan in Openbaring sien ons hierdie beginsel ook duidelik na vore kom, waar God sy oordeel oor ons eindtyd waarin ons nou al reeds 2000 jaar leef, oor die sondige wêreld uitspreek. Eers deur die 7 seels, dan die 7 trompette en dan die 7 bakke. Alles sodat ons as God se mense eendag uit hierdie sondige wêreld uitgelei kan word as ware, soos wat die Israeliete uit Egipte uitgelei is. En vir my is hierdie beginsel 'n baie duidelike verteenwoordiging van wie God is. 'n God van geregtigheid wat eis dat die sonde gestraf moet word, die oordeel moet oor die wêreld uitgaan, maar ook 'n God van liefde wat weer sy mense beskerm en red. En die derde ding wat ook baie duidelik word is, soos dit 'n mens deur Openbaring beweeg, is die dringendheid van die kerk se situasie in terme van die getuienis wat ons moet lewer. En dan veral hier in die 10de hoofstuk sien ons dit seker die duidelikste. Johannes ontvang hier die boekrol wat aan albei kante geskryf is. En dan die opdrag aan hom was om dit te eet. En dan soos ons in die laaste woorde lees, dan die boodskap daarvan aan die res van die wêreld te gaan vertel, te profeteer. Nou Johannes hier verteenwoordig die kerk. En die boekrol wat hy eet, is iets so soet soos heuning, maar dan 'n bitter naderdraai in die maag. En die boekrol verteenwoordig die evangelie wat in die kerk oorgelaat is om te verkondig tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is die goeie nuus oor ons verlossing. En dit is hoekom dit so soet soos heuning geproe het toe hy dit geëet het. Maar dit is egter ook 'n bitter nasmaak in die maag nadat hy dit geëet het. En dit verwys weer na die bitter ervarings wat ons as Christene deurgaan in hierdie sondige wêreld wanneer ons juis besig is om die evangelie te verkondig. Ons word baie keer gespot, verkleineer, uitgeskuif uit die prestige klas van die lewe asof ons minder werd is. Ons word vervolg, verdruk, daar word teen ons gediskrimineer, uitgeskel as liefdeloos wat nogal ironies is, maar bloot net omdat ons nie die sonde van mense wil aanvaar nie. Want ons getuig oor die oordeel van God ook. So ten spyte van die goeie nuus wat ons verkondig, is die reaksie daarop nie altyd positief nie. Om die waarheid te sê, dis die meeste van die tyd is dit negatief. En dit sien ons baie duidelik in Openbaring. Maar ervaar ons ook selfs in ons eie lewens. Waar God oordeel op die aarde loslaat en nog steeds draai mense nie na God toe nie, maar gaan hulle eerder aan met hulle selfvernietigende gedrag. En hierdie boodskap is dringend, want ons leef in die eindtyd. As die kerk van God, ons kan en mag nie talm met hierdie boodskap nie. Dit is van kardinale belang vir mense wat dalk nog tot bekering kan kom. Dit is die groot opdrag wat God aan ons gelaat het. In 'n kerk wat nie daarmee besig is nie, het as ware God se saak versaak. Maar ek wil graag die fokus vandag op iets spesifieks laat val. Naamlik dat Johannes die opdrag gekry het om die boekrol te eet. Hierdie eet van die boekrol is vir my baie sterk simbolies. In die eerste plek beteken dit vir my dat dit deel word van jou lewe. Jy ervaar self die soetigheid van die verlossing wat Jesus aan ons bied. Jy ervaar dit eerstehand self. En daarom wanneer ons sê dat ons getuig teenoor die wêreld hierdie evangelie, dan is dit iets wat vanuit 'n persoonlike ervaring kom. Dit is nie sommer net kopkennis nie. Jy het self geproe hoe soet soos heuning dit is. En daarom is dit nie maar net 'n blote kopkennis wat jy deel nie, maar vanuit die ervaring om self vir Jesus te ontmoet het en te ervaar het. In die tweede plek beteken dit vir my ook dat ons die evangelie moet internaliseer. En hierdie is vir my weer 'n redelike kopding, om die evangelie te kan verstaan, om dit te kan verwoord en te kan verduidelik aan iemand anders. Dit is belangrik want die wêreld gaan baie keer met teenvoeters of dalk selfs met vrae kom en dan moet ons daarop kan reageer. En dit is hoekom
die kursusse en sondagskool en al daai goeie so belangrik is, want dit help ons baie keer hiermee. Maar dan in die derde plek, die feit dat dit geëet het, beteken vir my ook dat dit deel word van jou hele wese, alles in jou. Dit is nie meer net iets wat buite jou is soos 'n 9 to 5 werk wat jy doen nie. Nee, dis nou of jy nou sit of staan of lê en of jy by die werk is en of jy saam met jou gesin is of dalk alleen is by die huis, dit omvang jou hele lewe. En daarom wanneer ons sê dat die evangelie verkondig moet word, gaan dit met ander woorde nie net om jou woorde wat jy praat nie, maar die manier hoe jy selfs leef. Want jy het dit ingeneem om deel van jou te wees. Alles wat jy doen, moet hierdie evangelie verkondig. Die manier hoe jy met ander mense praat, die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy selfs optree wanneer jy moeg of gefrustreerd of kwaad is, alles moet boekdele spreek oor die evangelie. En dit is wat dit beteken om Christen te wees, om 'n disipel van Christus te wees. Dis wat dit beteken wanneer jy belydenis van geloof afgelê het en jy ja gesê het op die vraag. Ons hele lewe word in hierdie eindtyd, met ander woorde 'n getuienis van wat aan die sondige wêreld moet getuig dat Jesus die heerser is, die verlosser is. Alles in ons lewens moet hiervan getuig, nie net dele nie, maar alles. Want dit word deel van ons, soos wat dit gesimboliseer is deur Johannes wat die boekrol moes eet. En ons weet, ons gaan teenkanting kry. Ons weet dit is nie noodwendig lekker of gemaklik of aangenaam nie. Maar ons kan nie wil ophou nie. Ons kan nie wil vakansie vat van ons getuienis nie. Hierdie saak is dringend. As ware bloot is dit noodlottig vir mense wat nie daarop gehoor gee nie. Dit is waartoe ons geroep word. Om in hierdie eindtyd as kerk getuies te wees van God. Wat sonder ophou in alles wat ons doen van hom sal getuig. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Hemelse Vader vir hierdie ongelooflike boodskap, hierdie sterk metafoor simboliek wat ons kry in Openbaring 10. Van Johannes wat die boekrolletjie moes eet. En eintlik is dit 'n opdrag wat elkeen van ons ook het. Dat ons nie maar net kopkennis moet hê van die evangelie nie, maar dat ons dit uit 'n eie ervaring moet kan beleef, kan deel, en kan uitleef in alles wat ons doen. Mag dit so vir elkeen van ons wees. En daarom vra ons Heilige Gees dat U ons elkeen sal help, sal lei om dit ook effektief op so 'n manier te doen dat ons U getuies is. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Die Here sal jou krag gee wanneer jy dit nodig het. Die Here sal sy gawes aan jou gee soos benodig word. En die Here sal jou so baie liefde gee dat dit sal oorspoel as 'n getuienis ook na ander. Amen.